Môre, maatjies. Ons gaan 'n bietjie verder met Numeri, die boek Numeri. Die Israeliete is in die woestyn. Vanoggend se verhaal is baie belangrik. Numeri 21 is eintlik 2 dele, maar ons gaan dit al 2 hanteer. Nou, eerstens, toe daar was 'n koning, sy naam was Arad, toe hy hoor die Israeliete is hier op pad deur die woestyn op pad na die beloofde land, toe maak hy sy soldate bymekaar en hy gaan vang 'n klomp Israeliete. Nee, soos gevangenes, hy vang hulle en die Israeliete is baie benoud. En die Israeliete maak 'n gelofte aan Jahwe, net soos ons voorvaders by 16 Desember 'n gelofte gemaak het. Hulle maak 'n gelofte en sê, Vader Jahwe, as U hierdie volk in ons hande gee, as ons hulle oorwin, sal ons hulle stede met die banvloek tref. Ons sal al hulle stede uitwis. Maar die Bybel sê Jahwe het hulle gehoor, hy het vir Israel gehelp, hulle het toe al hulle stede met die banvloek getref. Maar dit was nou 'n goeie verhaal. Maar nou is daar weer 'n baie hartseer verhaal. Die Israeliete gaan alweer kla en murmureer oor kos. Het jy al ooit van mamma gesê die kos is nie lekker nie? Het jy al ooit gevoel iets is nie lekker nie? Hoekom moet ek dit eet? Maar julle onthou nou, wat het Vader Jahwe vir die Israeliete gegee om te eet in die woestyn? Kan julle dit onthou? Manna en kwartels, nee? Manna, hy het vir hulle gesorg. Maats, 'n mens kan nie glo wat hier staan nie, maar die Israeliete raak opstandig en hulle sê vir Moses, ons siele walg van hierdie ellendige kos. Dis ons soos vir mamma, dis sê mamma, ek haat jou kos. Dis baie sleg. En onthou, dis Vader Jahwe wat vir hulle gesorg en voorsien het. Vader Jahwe tigtig sy volk, onthou julle, ons het elke keer gesê, hy tigtig sy volk, hy straf hulle, maar hierdie keer is dit 'n groot straf. Maar Vader Jahwe stuur giftige slange wat hulle gepik het. 'n Slang jou pik, het jy gesterf. Nou ek is baie bang vir 'n slang, ek weet nie van jou nie, Heinrich, maar ek is bang vir 'n slang. En hy slange is onder die Israeliete, by hulle tente, en hulle pik. En die volk is onmiddellik weer jammer, en hulle vra vir Moses, bid tot Jahwe, sodat hy ons kan vergewe. Maar en toe gee Vader Jahwe vir Moses 'n opdrag. Nou hierdie is 'n baie belangrike opdrag. Moses, jy moet daarvan koper, dit is nou van metaal, 'n slang maak. En dan moet jy die slang op 'n hoë paal sit. En elkeen wat gebyt is, wat gepik is, wat nou gaan doodgaan, wat opkyk na die paal, raai wat sal met hom gebeur? Hy sal gesond word. Moses het so gedoen, en die volk het opgekyk na die paal, en dan het hulle gesond geword. Maar nou, dis 'n baie belangrike verhaal, want later in die Nuwe Testament in Johannes hoofstuk 3, verduidelik Yeshua, dat elkeen van ons is maar soos deur die sonde gepik, want dis hoekom ons doodgaan is as gevolg van die sonde. En ons is soos Israel van ouds, wat kla en murmureer. Maar, sê Yeshua in Johannes 3, hy is die een wat aan die vloekpaal vir ons gaan sterwe, en elkeen wat opkyk na hom en hom glo, sal gered word. Dit is daarom maar pragtig, nee, dat ons in Numeri lees van hierdie verhaal van die Israeliete wat deur die slange gebyt word, nee, en dan gaan hulle dood, maar as hulle opkyk na daai koper slang van Moses daar op die paal, dan bly hulle lewe. En van wie is dit 'n beeld, Leandri? Van Yeshua wat in die vloekhout vir ons gesterf het. So ons moet na hom kyk, as ons sien maar die sonde is soos gif, dit maak ons dood, dan kyk ons na hom, en elkeen wat in hom glo sal lewe. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie vir u woord, dankie vir die verhale, dankie dat ons van Yeshua kan leer, dat hy so wonderlik is, om ons te genees, van die grootste siekte wat daar ooit kan wees, sonde, wat tot die dood toe was. Dankie dat u vir ons genadig is, ons wat so skuldig is, so baie kla, so baie lelik is, dat u vir ons vergewe. Ons loof en ons prys u in Yeshua. Amen. Totsiens maats, tot volgende week. Tata.